sy maatjie lang koos. En nou gaan ons verder. So stap hulle op en af in die koelkamer en probeer warm kry. Maar dit help nie. Toe sê Nugget, ek dink ek moet hierdie wors in my hemp uithaal. En begin op en af spring en kyk of hulle nie bietjie warmer in hulle liggaam kan kry nie. Ek dink party van ons voel so in die wintertyd nou, né? Na rukkie hou hulle styf aan mekaar vas om so vir mekaar bietjie warmte te gee. Nugget sê, lank Koos, ek kry koud. Dis te vreeslik. Ek wens ons het nie die wors gevat nie. Intussen het Bakoor en Chopsticks al 'n uitslike vuur aan die gang met 'n groot hoop hout. Die vlamme skiet sommer so hoog op en kort sê ou Bakoor, "Jong, vandag is die dag." Ou Chopsticks sê, "Ja," en vrys so oor sy maag. "Vandag gaan ons lekker eet aan al die wors wat ou Langkoos hulle gaan bring." Later is die vlamme al laag en die hout is nog net kole wat helder gloei en nou begin hulle bekommerd raak. Bakoor sê, "Ek wonder waar is Nugget en Langkoos? Hoekom kom hulle nie? Dit kan mos nie wees dat die twee met die wors verdwyn het nie." "Nee," sê Bakoor, "dis ons pelle daai. Hulle sal nooit so iets doen nie. Maar ek kan dit nie verstaan nie. Hulle moes al lank al hier gewees het. Dis nie so ver nie," sê Chopsticks dan weer. Nog steeds wag hulle. Die kole lyk al na as en nou begin hulle regtig bekommerd raak. Bakoor en Chopsticks besluit, hulle moet darm nou gaan kyk waar hulle twee vriende bly. Hulle spring daar weg en draf na die plek waar Langkoos se ouers bly. Toe hulle by die hek instap, sit ou Jakob daar. Hy is besig om die onkruid uit te trek. Hulle groet hom en hy wil toe weet of hulle iemand soek. "Ja, vir Langkoos en Nugget." "O nee," sê hy, "hulle was nie hier nie." Intussen is Langkoos en Nugget nog in die koelkamer en dit word al kouer. Hulle klou aan mekaar en hulle tande klap op mekaar. Nou is dit Langkoos wat vra, Wat gaan ons maak, Nugget?" Nugget sê, ek dink ons moet bid." Langkoos sê, "Dis 'n goeie plan." Nou bid hy toe, terwyl hy aan Langkoos vashou, dat die Here tog die koelkamer op een of ander manier vir hulle sal oopmaak, want dis nou nie meer baie lank nie, dan is hulle dood van die koue. Buitekant is Bakoor en Chopsticks vreeslik teleurgestel, dat Jakob nie hulle twee maats gesien het nie. En net hoe hulle omdraai om weg te stap, vra Jakob, "Maar hoekom vra julle? Waar is hulle dan?" "Nee, ons is daar onder en ons het vuur gemaak." "Vuur vir wat?" vra hy. Hulle weet hoe dat hulle hul vasgepraat het. Nee, ons het sommer net vuur gemaak." Maar ou Jakob, wat al lankal in die land is, vra, "Waarvoor het julle die vuur gemaak?" Julle kan maar vir ou Jakob sê, "Ons wou wors braai." "Ja, en waar sou julle die wors kry?" "Nee," sê ou Chopsticks, "ons sou sommer bietjie gekoop het." Ou Jakob sien sommer dat hulle lieg. Weer vra ou Jakob, "Waar sou julle die wors kry?" "Nee," sê Bakoor, "hulle sou hier by die koelkamer kom kry het." "Koelkamer?" En skielik draai hy kortom, sy oë so groot so spierings, en hy hardloop vir al wat hy werd is. Die twee maats het glad nie verstaan wat nou oor Jakob se lewe geloop het nie. Die twee wil kyk waar hy so skielik heen gehardloop het. Hy storm sy koelkamer binne en storm weer daaruit met 'n bos sleutels in die hand, reg uit koelkamer toe. Nugget het net klaar gebid en gevra, "Here, asseblief maak vir ons die deur oop." En skielik sluit ou Jakob die deur oop en sê, "Ek het geweet julle is hier.
Toe die ander twee praat van die wors, het ek onthou van die deur wat vanoggend oopgestaan het. Oor die blydskap. Hulle tuimel sommer met hulle verkleumde lywe uit die koelkamer, asof hulle nuwe krag kry. Die wors laat hulle net daar lê, want hulle is nie eens meer lus daarvoor nie. Die lekkerste is dat hulle weer vry kan wees. En nou maar die gedagte, maats, wanneer die ou duiwel vir jou in die hoek het, en die ou duiwel met jou wil maak soos hy wil, kan jy net bid en sê, Here, maak vir ons oop, en hy verlos. Want dit is wat die Here ook vir ons wil kom doen, né? Wil ons genadig wees, maar ons moet ons afhanklikheid ook van hom besef en verklaar. Kom ons maak ons harte stil voor die Here. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart U welbehaaglik wees, my Here en my rots. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word aan U ryklik geskenk van God die Vader en sy Seun Jesus Christus, ons verlosser, en die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan staan, dan gaan ons nog 'n lied saam sing, Gesang 306. 311, ek wou sê, hier, God is hier teenwoordig, laat ons bidend nader, kom ons sing staande daai twee verse saam. Baie dankie. Waar Chantel en Werner, gaan julle gou vorentoe kom. Ons het nou 'n wonderlike geleentheid en amper laat ek hom verbygaan. En dit is, ons het pappas vanoggend in die gemeente. En wat 'n wonderlike voorreg om sekerlik 'n vader te wees en daarmee saam ook 'n baie groot verantwoordelikheid wat die Here maar op ons as paas, wat hoof van die huis is, ook op ons skouers 'n groot verantwoordelikheid lê. Mag die Here vir ons as pappas regtig seën by hierdie geleentheid ook waar ons dan ook aan die pappas geskenkie wil gee. Net daardeur ook vir U wys die gemeente se belangstelling in U en ook ons dankbaarheid teenoor U uitspreek. Want dit is deur die pappa se voorbeeld waardeur ons as kinders dan ook gelei en geleer en opgevoed kan word, né? So ook 'n baie geluk aan U elke ene. En daar is vir u elkeen so 'n pakkie met so ietsie daarin. Ek hoop u gaan dit ook regtig geniet. Baie dankie. Nou Jack kan ook maar ene kry, want hy is ook 'n pappa van 2 wat daar by hom bly. Kry hulle koud. Hierso. Een vir die een kant en een vir die ander kant. Dankie. Ek wil vir elkeen van die pappas dan ook 'n besondere skrifgedeelte gee. En dit is ook, ek glo, vir ons as pappas miskien 'n waarskuwing, maar ook 'n aanmoediging vir oggend. As die Here vir ons sê daar in Deuteronomium hoofstuk 6 vanaf vers 5 en tot en met vers 9. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. So die Here kom en hy vra vir ons dit. En dan sê hy hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. So dit moet by die pappas die verantwoordelikheid hê om die voorbeeld te stel, né? En dan gaan hy voort en hy sê jy moet dit jou kinders inskerp. Die verantwoordelikheid om oor te dra. En is dit ongelukkig so ook dat die woord van die Here vir ons sê en daar het 'n ander geslag opgestaan wat die Here nie geken het nie.
En waaroor gaan dit? Oor die vorige geslag wat uitgesterf het en wat hulle moes oorgedra het, nooit oorgedra het nie. So dit plaas 'n groot verantwoordelikheid op ons en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. Die voorbeeld, nê, dat hulle dit raak kan sien. En dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Op jou hartspoort moet dit ingegrafeer wees. Mag die Here ons in staat stel, mag hy vir ons ook as pappas help in hierdie groot taak en verantwoordelikheid. En soos baie van ons wat jonger kinders het, ons kan nie meer vir hulle regtig sê nie, maar ons kan op ons knieë bly vir hulle, nê. En die Here daardeur vertrou vir 'n groot werk in hulle lewe. Kom ons maak die woord oop, Josua hoofstuk 1. Josua hoofstuk 1, ons gaan daardie 18 verse net met mekaar saam lees. Josua hoofstuk 1, ek lees vir u daar vanaf die eerste vers tot en met die 18de vers saam. En Ekskuus, ek net hierdie ou ook aan die gang kry. Josua hoofstuk 1, ons lees daar vanaf die eerste vers tot en met die 18de vers saam. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jy dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het, van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die hele land van die Hetiete en tot by die groot see, in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. En ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet, wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê: Gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek, om die land in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee, om dit in besit te neem. En aan die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse het Josua dit gesê: Dink aan die saak wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, toe hy gesê het: Die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle, en sal julle hierdie land aan julle gee. Julle vroue en julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het. Maar julle self, al die dapper helde, moet gewapen voor die broers deurtrek en hulle help, totdat die Here aan julle broers soos aan julle rus gee, en hulle ook die land in besit neem wat die Here, julle God, aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land van julle besittings, wat Moses, die knegt van die Here, julle gegee het, oos van die Jordaan, teen sonop, en dit in besit neem. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê: Alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het,
So sal ons na U luister. Mag die Here U God net met U wees soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen U bevel wederstrewig is en na U woord nie luister met betrekking tot alles wat U ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die man saam met my staan as ons die troonkamer van die Here in gebed nader. Hemelse Vader, daar is aanbidding in ons hart teenoor U. Here, dat U 'n God is wat 'n waarmaker is van U woord. En soos U woord dit ook aan ons kom openbaar, wil ons vir U dankie kom sê, Here, dat U vir ons U kosbare woord nagelaat het. Dit is U woord en Here, as U woord gegee het, is U woord betroubaar, U woord is vas en U woord is waar. En ons eer U, Here, dat ons in U woord opgevoed kan word, U woord geleer kan word, dat ons leiding uit U woord kan kry, en Here, dat U vir ons sal kom toerus, ook deur dit wat U vir ons in hierdie dag ook wil kom sê, uit U woord uit. Dankie Here, dat ons kan bid vir die gemeente, die aktiwiteite van hierdie gemeente. Here, daar's redelik aktiwiteite in die biduur geleenthede. Ons het 'n vakansie Bybelskool. Ons het die kinderbediening in elke faset waar hierdie kinders bedien moet word. Ons het ook hierdie gemeente, Here, wat opgevoed en gelei moet word in die vrese van God. Ons het so nodig vir goddelike manne wat waarlik U dien met oorgawe en met liefde. Dankie Here dat U manne roep, manne toerus, terwyl dit dan ook Vadersdag is, vir pappas wat regtig God vrees, in die tyd waarin ons lewe, wil ons U voorkom eer. Here, ons leef in 'n tyd, waarin so baie pappas, hulle kinders, hulle vrouens, nie in die vrese van God groot maak nie, omdat hulle self nie U ken nie, nie 'n verhouding met U het nie. En kan ons maar net bid, Here, terwyl daar so baie is, hulle woon geleenthede by waar byeenkomste gereël word oor naweke, en dan kom hulle terug en aan die brand gesteek, maar dit hou net 'n rukkie, omdat dit mensgemaakte dinge is. En daarom bid ons vir God gewerkte oomblikke, waar daar manne sal wees wat weer waarlik met God ontmoet, nie deur emosie of enigiets gedryf word nie, maar deur die Gees van God gewerk in die harte, om werklik by 'n punt te kom waar hulle U vertrou vir 'n goddelike werk in hulle harte en lewens, en waar U weer pappas kan toerus om hulle huisgesinne, soos Joshua te kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Kies julle dan vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, dat ons weer sulke manne sal kry, pappas sal kry, wat sal opstaan, en daardie leiding ook sal gee, en dat U verheerlik sal word ook daarin. Bewaar ons hierdie oomblikke, bewaar ons gedagtes, neem dit gevange tot gehoorsaamheid aan U, en Here, dat U ook hierdie woord sal gebruik, ook tot U eer en tot verheerliking van U groot en heilige naam. Amen. Ons teks van oordenking vind ons dan Josua 1 vers 9, net met hierdie kort woorde, het ek jou nie beveel nie. En as ons gaan, en ons moet 'n tema vanoggend hieraan gaan koppel, dan sal ons tema vanoggend dan ook wees, die grond van ons geloof. Waarop is u geloof vanoggend gegrond? Wat maak dat my geloof vas kan staan? En ons gaan vanoggend bietjie by hierdie gedagtes stil staan. Ons het in hierdie tyd het ons stil gestaan by Egipte, verlorene, waar die Here hom kom vrymaak, afsny van hierdie slawedrywer, die Satan. Hier in die woestyn het ons agtergekom, maar hierso is nog 'n val en opstaan lewe. Hier's 'n lewe wat ek nie begeer nie. Ek begeer iets meer vir my. En dit wat God in sy woord vir ons beloof het, die Kanaans lewe, daardie oorwinningslewe, daardie geestelike, waar ek nie meer volgens die vlees gedryf word nie, maar dat die Gees van God
vir my ook wil drywe. Hierdie lewe na volwassenheid, toe geestelike volwassenheid wat ek kan besit in hierdie lewe. Hoe die Here hulle kom uithaal het, hoe hulle kom verlos het van die Egiptenare deur die woestyn, en God se plan wat vir ons baie duidelik in Deuteronomium 6 vers 23 is. Want hy het vir ons uitgelei om ons in te lei. God se hele plan was om hierdie Kanaans lewe vir hulle alreeds hier by Kades Barnea te gee. Maar deur hulle ongeloof het ons dan ook laas gesien en deur hierdie tyd, daardie woestynlewe, waar die werklike probleem van dit alles lê. En dit lê gegrond in 'n onrein hart. 'n Hart wat onrein is, waaruit hierdie slegte dinge kom. En alvorens die Here my kan kom heilig, moet hy my eers kom reinig. So, dit beteken net in kort, hy moet kom uithaal wat verkeerd is, sodat hy my kan kom invul met sy Heilige Gees, om vir my die regte leiding ook op hierdie pad te gee. Die Here kan my nie kom vul met sy Heilige Gees, as daar nog onrein in my hart is nie. Daardie onreinheid moet uitgehaal word, en dit wat Paulus ook dan moes gaan sê, daar in Romeine hoofstuk 7 vers 25, ek elendige mens, hy besef die toestand van sy hart, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sê hy, ek dank God deur Jesus Christus, die regverdige. Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het, nie net vir ons redding nie, maar ook vir ons heiligmaking, ook dat ons heilig kan lewe. En daarom dat die woord van die Here ook vir ons sê, dit is so groot verborgenheid wat aan ons nou geopenbaar word. En soos wat ek die getuienis telkens in die week en laasweek gekry het, is dat baie mense het nog nooit hierdie evangelie so gesien, soos wat dit nou vir ons uitgespel is, hierdie afgelope tyd nie. Ons gaan steeds voortgaan daarmee, want ek glo dat ons dit ook moet verstaan, wanneer ons dan deurgaan en ons kom in die Kanaans lewe, dat dit 'n proses is van heiligmaking. Dit is nie net eensklaps, nou is ek heilig, en nou leef ek volmaak, en ek het sondelose volmaaktheid in hierdie lewe nie. Nee, God het nêrens dit vir ons gesê nie. En daarom moet ons verstaan, dat die Kanaans lewe gaan oor 'n proses, waar die Here al meer wil kom reinig, en my dieper kom invul met sy Heilige Gees. U kan dit maar gaan lees in Handelinge. Hierdie disippels was nie net daar op Pinksterdag vervul met die Heilige Gees nie, maar gedurig het hulle nuwe invullings met die Heilige Gees gekry, 'n nuwe toewyding, 'n nuwe ywer vir die Here, 'n nuwe passie. En 'n ding wat ons ook moet raak sien, en ons sal nog daarby kom, want dit is vir my belangrik dat ons dit moet verstaan. Hoekom het die Here hulle hier kom uithaal? Hoekom het hy hulle hierso kom verlos? As ons gaan lees, wat word aan Farao gesê, dan sien ons 'n baie groot waarheid, wat ek dink baie keer gemis word, binne in gemeenteverband. En dit is die hele saak, rondom dit wat God wou kom doen het met hierdie volk. Hy het gesê, aan Farao, telkens, laat my volk trek, sodat hulle my kan dien. So, waaroor gaan hierdie gemeente, of hierdie geleentheid in Kanaan? Oor diensbaarheid. En ons moet dit nie mis nie. Want as ons dit mis ons 'n baie groot waarheid van die Kanaans lewe. Kanaans lewe gaan in die eerste plek, daarso by waar hulle deurgegaan het deur die Jordaan, 'n reiniging wat moet plaasvind. Die hartsreiniging wat moet plaasvind. Maar hoekom word ek vervul met die Heilige Gees? Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal diensbaar wees. Julle sal my getuies wees, in die hele Jerusalem, en Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Liewe toehoorder, hoekom wil jy die Kanaans lewe ingaan, as jy bereid is om jouself diensbaar te stel? So baie groot waarheid, en ons sal by daardie aspek nog kom, dat ons
hierdie waarheid oor moet praat. Ons het gesien laasweek die hindernisse om hierdie volheidslewe in te gaan. 'n Verharde hart. Ons het gesien dit was moontlik oor onkunde. Ek het nie geweet wat is die pad wat die Here met my wil stap nie. Ek verstaan dit miskien nou vir die eerste keer. Miskien palm u al lankal daarso by daardie Jordaan om deur te gaan. Die ander saak is ongehoorsaamheid. U ken die waarhede van die woord, maar u het dit nog nie toegepas in die lewe nie. Terwyl die Here dan ook vir Saul gesê het dat hy meer waarde daarin het in gehoorsaamheid as al die offerandes wat Saul aan hom wou gebring het. So baie mense dink my dienswerk hier by die kerk, hierdie dat ek elke Sondag kerk toe kom, ek stel God tevrede daarmee. Alles wat ek doen vir die Here, ek stel God tevrede daarmee. Jy kan niks doen om God tevrede te stel nie, liewe toehoorder. Jesus het alles aan die kruis vir my verdien. Vir ons redding, maar ook vir ons heiligmaking. En daarom stel ons onsself diensbaar uit dankbaarheid teenoor hom. En nou moet ons sy woord gehoorsaam, wat dan ook vir ons sê, dat dit is God se wil, julle heiligmaking. En hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar hy verwerp God. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid teenoor God. En dat ons hierdie verantwoordelikheid teenoor hom moet nakom. Nie teenoor 'n mens in 'n kerkraad en 'n gemeente om mense tevrede te stel nie. Nee, omdat ek God lief het. En ek 'n werklike liefde in my hart het vir hom. Want die woord van die Here sê, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag en verstand. En as ek hom so lief het, dan sal dit mos geopenbaar word in my lewe en my optrede. Is dit nie waar nie? Daarom moet ons 'n belangrike aspek dan hiervan ook raak sien, om God te gehoorsaam, sy woord te gehoorsaam. Gaan kyk maar hoeveel keer praat die woord net oor gehoorsaamheid. Ongeloof. Mense wat ongelowig is, en daarom het hulle nie deurgaan nie. Opofferings, om te weet wanneer ek in daardie Kanaans-lewe ingaan, is dit 'n lewe van offer. Ek gee my alles vir die Here. Ek gee my totaal oor. En ons sal nog bietjie, soos ek sê, daarby kom, met die gedagte van 'n doelosslaaf. Wat is 'n doelosslaaf? Dat ons verstaan wat 'n doelosslaaf is. En moontlik tussen my en my medemens, onvergewingsgesindheid en allerlei dinge wat tussen ons staan. Ons het gesien aan die ander kant, is 'n plek van rus, is 'n plek van oorvloed wat God vir hierdie volk beloof. Daardie huise wat hulle sal kry, die wingerde wat hulle sal kry, die fontuinbakke wat alreeds uitgekap is vir hulle. 'n Plek van oorvloed, maar ook 'n plek van oorwinning. Geestelike oorwinnings oor sonde, wat die Here vir ons ook wil gee in hierdie Kanaans lewe. En daarom, wanneer ons dan nou gaan stil staan by hierdie intog, wanneer ons daar by daardie Jordaane rivier staan, is daar sekere aspekte wat nou moet inskop in die kind van God se lewe. En hierso kom die woord van die Here en hy wil dit vir ons kom wys. En die eerste waarby ons gaan stil staan, is juis die grond van geloof vanoggend Josua 1. Die wysheid van geloof Josua 2 is nie of nie, maar hoe. En dis 'n belangrike aspek wat ons nou moet kyk. Nie of ons sal ingaan nie, maar hoe gaan ons ingaan? So dit is strategies, die wysheid van geloof. Die geloofskrisis, om die voet in die water nou te steek, om daai stap van geloof te neem. Die getuienisse van geloof. Daar is getuienisse, daar is daardie klippe wat opgerig is, as getuienis teenoor hulle wat in die opkomende geslagte, en dan die afsondering van geloof, ek word afgesonder vir God, vir diens, die diensbaarheid. So, ons gaan na daardie aspek ook na kyk. Maar vanoggend staan ons stil by Josua 1 vers 9, hierdie gedagte, het ek jou nie beveel nie. Die grond van ons geloof is gebaseer op die woord van die Here. Hy wat die bevel gee, hy wat die woord gee. Toe God die bevel gegee het, laat daar lig wees, was daar lig gewees. Die krag en die autoriteit agter God se woord. Die belangrikheid van God se woord. Waarmee sit ons? Die probleem van hierdie geloofsaspek. En kan ek dit miskien eenvoudig vanoggend vir u
verduidelik. As ek 'n muurprop het met 'n kabel, en ek sit daardie kabel binne in daardie muurprop, sien jy die elektrisiteit wat deur dit vloei? Sien jy dit? Nee, jy sien nie die elektrisiteit nie, nee. Maar gaan jy nou vat? Gaan jy aan daardie oop kabel vat? Hoekom nie? Hy gaan vir jou sjok, maar hoe weet jy dit? Toe hom aangesit, jy het geweet hy's aan. Daar's krag. Die probleem is, jy kan hom nie sien nie, maar jy glo hy's daar. En jy as ouer gaan jou kind probeer waarsku en sê, daar's krag daar, hy gaan vir jou seermaak, hy gaan vir jou skop. En jy wil hê die kind moet jou glo. Is dit nie? Hy sien nie die elektrisiteit nie, maar jy as ouer weet daar is krag daar en daai kind kan seer kry. En jy wil hê daai kind moet jou glo. So daar moet kinderlike geloof wees wat hier geopenbaar word. Kan ek nog 'n voorbeeld gebruik? As ek die persoon bel op my selfoon en hy tel daar aan die ander kant op, gaan ek stil bly of gaan ek met daai persoon praat? Hoekom gaan ek met hom praat? Sien jy daai persoon? Jy sien hom nie, maar jy glo hy's daar want daai persoon praat met jou. Maar hoekom doen ons dit nie met God nie? Wanneer God vir ons sê dat ons geloof moet uitoefen om deur die Jordaan te gaan, hoekom pas ons nie daardie geloof toe nie? Ons weet daar is 'n oorwinningslewe. Ons weet daar is 'n lewe aan die ander kant wat God vir ons beloof, waar hy dan ook sy woord vir ons gee. Ek sal vir jou help aan die ander kant. Ek sal vir jou die oorwinnings gee. Elke plek waar jy 'n voetsool op sal trap, daar sal ek met julle wees. As hy vir my sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Hoekom pas ons nie toe nie? Is die probleem nie ons geloof nie? Dat ons nie ons geloof waarlik in God stel nie. Dat ons nie waarlik God vashou vir hierdie oorwinningslewe nie, omdat ons nog in 'n sekere mate, as ek oorgee aan God, dan verloor ek die beheer oor my lewe. En is dit nie waar die probleem is nie? Ek wil nog soveel van my lewe beheer. Ek wil dit bestuur. Al maak ek 'n gemors daarvan, ek wil nie toelaat dat God my lewe moet beheer en bestuur nie. En dit is waar dit nou inkom. Om oor te gee aan God en toe te laat dat hy deur sy gees my lewe moet kom bestuur en lei. En so baie belangrik, as Martin Luther dan ook geskryf het, hy het 2 wonderwerke in hierdie lewe gesien. Wat was daardie 2 wonderwerke? Die sterrehemel. Daardie sterre het nie 'n fondament nie, maar hang daar in die lug. Nee. Hoekom? God se woord het hulle daar gestel en daardie sterre gehoorsaam God. Die ander is die wolke wat in die lug hang. Met hoeveel liters water, en ons het hierdie tyd het ons dit nogal gesien. Hoeveel liters water het op hierdie grond val? Maar daai wolke daar in die lug gebly. Hoekom? Is op God se bevel. En die natuur gehoorsaam God, behoort dit nie vir ons as kinders van die Here in aanmoediging te wees nie. Dit wat Hebreërs 11 vers 1 dan vir ons sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy kan nie die elektrisiteit sien nie. Jy kan nie sien hoe God daardie sterre en daardie lig hou nie. Jy kan nie sien daardie persoon aan die ander kant van die foon nie, maar jy glo daardie persoon is daar. En net soos God dit vir ons kom sê, moet ons hom op sy woord kom vat, hierdie woord van God, hierdie rema woord, hierdie gesproke woord, dit wat ons binne in hierdie blaaie ook het.
Dat ons hom moet vat op sy woord, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Hebreërs 4 vers 12. En daarom word ons aangemoedig vanoggend, dat ons nie net sê, dat ons glo nie, maar dat ons nou moet toepas, dit wat ons glo. As Jakobus juis vir ons aanmoedig, en hy sê Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Liewe toehoorder, as ek net die woord hoor, en ek versamel al die kennis van die woord van God, hoe slim jy ook al mag wees, uit die woord van die Here, jy mag miskien ander mense gaan leer het al, maar as jy die woord van God nie gaan toepas nie, dan is jy maar net soos Jakobus sê, 'n persoon wat jouself bedrieg. En ek dink daar's nogal baie in die tyd waarin ons lewe. Want hulle word redelik geleer deur allerlei dinge, die internet en alles vandag is daar tot beskikking, waar mense hulle kennis kan gaan verbeter. En ons leef in 'n tyd waarin daar baie mense is wat baie kennis het, veral rondom die woord van die Here, want die internet het hulle baie geleer. Maar die inwerking van die Heilige Gees, waar ek nou 'n dader word van die woord, en waar ek al meer kom oorgee en gelykvormig word aan die beeld van Jesus Christus, in hierdie verhouding wat ek nou met hom het, is daar baie probleme. Want Jakobus 2 vers 17 sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. En hoeveel van ons werke is dooie werke vandag? Maar niemand sal sê, maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Liewe toehoorder, sigbaar, nie onsigbaar nie, nie in die geheim nie, toon my jou werke. Die werke van geloof, om die Here waarlik in gebed vas te hou, totdat hy antwoord, soos dit in die ou dae gestel is, om deur te bid tot die Here. En ek het die Here vasgehou, totdat dit gebeur, wat die woord van die Here vir my sê, dat God 'n waarmaker is van sy woord. Daarom wat Josua 1 vers 1 en 2 vir ons sê, en na die dood van Moses, en hier die woordjie en na, beteken dat daar iets gevolg het, en dit is interessant, dat, jy kan maar gaan kyk in hoeveel van die boeke in die Bybel, sal jy sien dat die woord van die Here begin, en na, so dit beteken, na Deuteronomium is die woord van die Here nie afgehandel nie, daar is nog iets wat volg, iets wat ons as kinders van die Here op moet let. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar en trek deur die Jordaan. So hier kom 'n opdrag van God af. Hier kom 'n verlange van God dat die kind van die Here moet handel op sy woord. En daarom, die grond van ons geloof is gebaseer op die woord van die Here. Wat het vir Josua daardie autoriteit gegee om met die gemeente te gaan praat? Die woord van die Here. Daarom kon hy die manne uitgestuur en gesê, gaan sê vir hierdie volk. Want hy het die autoriteit van die woord van God agter hom gehad. En dat ons op die autoriteit van die woord van God mag staan. Daarom is dit belangrik in die eerste plek, dat ek en ek as kind van die Here verstaan wat is die doel van God vir ons lewe. Ons het die afgelope tyd gekyk. Hy wil vir ons 'n oorwinningslewe gee. Hy het ons uitgelei om ons in te bring, om vir ons in daardie Kanaans lewe te stel, 'n lewe van oorwinning. As hy dan ook vir ons sê in Josua 1 vers 1 en vers 2, soos ek nou al reeds vir u gesê het, my knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk. Nie net Josua nie, maar hy moet die volk saam met hom vat. Daar is 'n oorwinningslewe vir die hele volk bedoel aan die ander kant. Nie net vir sekere mense nie. Liewe toehoorder, ons moet dit verstaan.
dat heiligmaking is nie net vir sekere mense nie. Heiligmaking is vir ons almal bedoel. En dat ons almal hierdie oorwinningslewe kan hê. En daarom het God ons oproep en sê, trek deur die Jordaan. Daardie land wat ek aan julle sal gee, daardie oorwinningslewe. Hebreërs 6 vers 1 sê daarom vir ons, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering, uit dooie werk en van die geloof in God. Hierdie lewe van daardie, wat ons mense probeer aanmoedig, julle moet gered word, julle moet op hierdie pad, moet julle nou groei. Ons is verby daardie punt, ons moet nou gaan na geestelike volwassenheid toe. Daardie fondament is gelê, daardie persoon is gered, maar daar is iets meer vir daardie persoon. En daarom hierdie aanmoediging, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande hierdie dinge. Daar moet nou diepte wees. Ons moet in hierdie diepte van die woord van God gaan delf. Kan jy dit onthou? Miskien was u nog nie by die see nie, miskien was u by die see. Maar as jy daar by die see is, daar is jou babietjie, dan hou jy vir hom vas en jy sit sy ou voetjies of haar voetjies daar in die koue water, nê. En dan raak dit later 'n gespelery binne in daardie water. En miskien sal jy nog daar so in die grond of die sand grou en daar 'n ou dammetjie maak en daardie ou babietjie sal lekker in daardie dammetjie speel. Maar jy sal nie daardie ou babietjie daar instuur in die diep water nie. Eers wanneer hy by daardie volwasse posisie kom, om in daardie water dieper in te gaan, dan kan daardie persoon daar uitkom. En dis waar God elke mens wil hê. Hy wil hê ons moet dieper in die dinge van die Here ingaan. Dat ons dieper in die woord van God moet delf. Dat hierdie woord vir ons al meer ons standvastigheid kom gee. So God wil hê dat ons moet dieper ingaan met hom. 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. En hoe gaan ons by hierdie verborgenhede uitkom? As hy dan vir ons Efesiërs 1 vers 9 sê, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. Hoe maak God dit aan ons bekend? Deur te delf in sy kosbare woord. Om dieper in hierdie woord in te gaan. Om my meer te verlustig daarin. Daar's 3 dinge wat ons daar uit daardie Kanaans lewe wil uithou. Dit is die vlees, die wêreld en die duiwel. En hy sal ons teëstaan, sodat ons nie daardeur moet ingaan, en dat ons nie gaan in besit neem wat God wil hê nie. Daar's niks meer in hierdie wêreld wat die duiwel haat, as 'n kind van die Here in die Kanaans lewe, in die oorwinningslewe nie. Hy wil nie sien dat daardie kind van die Here 'n heilige lewe leef nie. Want dan weet hy's 'n kragtige instrument in die hand van die Here. Vervul met die Heilige Gees, sal julle my getuies wees. 'n Kragtige instrument in die hand van die Here. En die Satan wil ons nie daai kant hê nie. Terwyl dit God se doel is, sodat ons daar moet kom en hierdie oorwinningslewe mag smaak. As ons die vlees doodmaak, standvastig die duiwel weerstaan in 'n lewe van geloof lei en gehoorsaamheid daarin wandel, kan ons hierdie oorwinningslewe saam met die Here behaal. Die tweede is die geloof in God se beloftes. God gee sy woord, hy gee vir ons die beloftes. En dat ons op daardie belofte sal staan, Josua 1 vers 3. Elke plek wat julle voetsool sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Wat wil die Here doen? Hy wil hulle grondgebied kom uitbrei. Hy sê immers vir hulle hoe groot hulle grondgebied sal wees. Van waar tot waar hulle dit in besit sal neem. Maar wat moes hulle gedoen het? Hulle moes fisies hulle voet op die grond gaan sit het, daarop gestaan het op die woord van die Here. Here, U het gesê. En hoeveel van ons ken nog die woord van die Here? Dit was in die tyd van versoeking van die Here Jesus Christus, toe hy daar vir die Satan kon gesê het, die woord van die Here sê, daar staan geskrywe. Hoekom val so baie Christene vandag? Is dit nie omdat ons nie die woord van die Here ken nie? Ons staan nie meer op die woord van die Here nie. Terwyl daar grondgebied is
daar grondgebied is om in besit te gaan neem. Die Here het 'n begeerte daarna, dat hierdie grondgebied van ons uitgebrei word. Dieper geestelik met die Here, daardie oorwinnings wat ons mag behaal. God het nêrens in sy woord beloof, dat hy die oorwinnings op een slag ook vir ons sal gee nie. Maar soos wat hulle daardie land in besit geneem het, eers Jerigo, dan Ai, en dan al verder wat hulle daardie grondgebied in besit geneem het, daardie berglande sowel as die valleie, hulle moes dit in besit gaan neem, stukkie vir stukkie. Is 'n proses waarmee die Here besig is. 2 Korintiërs 1:20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom is hulle amen. God staan op sy woord. Hy's 'n waarmaker van sy woord. Daarom het Jesaja 62 vers 6 tot 7 sê, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Staan op die beloftes van die Here. Hou hom vas daarvoor, want hy's 'n waarmaker van sy woord. Wat gee vir ons nog die versekering? Wat versterk ons geloof? Wanneer die Here vir ons kom sê, dat hy vir ons die versekering gee van sy teenwoordigheid. Hy is teenwoordig. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Is dit nie hy wat vir ons sê, dat hy ons in sy hande palm sit, en niemand sal ons uit sy hande uitruk nie. Hy gee vir ons die versekering. Waarvoor is daar vrees in ons harte? As Hebreërs 13 vers 5 vir ons sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, die Here het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Deuteronomium 31 vers 6, wees net sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want die Here jou God is, die Here jou God, wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Kyk die belofte in Jesaja 41 vers 13 en verder aan, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Die ene wat hom verlos, die ene wat hom vrymaak, is die Here die God. Kyk, ek maak jou tot 'n skerp nuwe dorslee, wat baie tande het. Jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegneem en die storm hulle verstrooi. Maar jy sal juig in die Here, jou beroem op die Heilige van Israel. Die elendige en behoeftige soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van dors. Ek, die Here, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. God gee sy woord. Hy gee sy belofte. En hy's 'n waarmaker daarvan. Aangesien God oneindig goed, getrou en almagtig is, hy die onveranderlike, daarom kan ons met vrymoedigheid en vertroue sê, soos wat Abraham verklaar het, die Here sal voorsien. Soos Jonathan gesê het, daar's geen beperking vir die Here om deur baie of deur min te red nie. Josafat het gesê, niemand kan u weerstaan nie. Paulus het gesê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis die God wat u en ek behoort te ken. Dis die God op wie ons behoort te vertrou. Ek dink aan Josafat. Toe Josafat gehoor het van daardie konings wat op pad is en hierdie groot aanslag teen hom, wat het gebeur? En Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig. En dit is vir my die mooi daarvan. Hy was miskien in sy hart bevrees vir dit wat aan die kom is, maar hy het een geken wat vir hom uit al hierdie benoudhede kan red. En dit is God die Vader, deur sy Heilige Gees. En wat sê die woord van die Here? Hy het sy aangesig daarop gerig om die Here te soek.
Is ons benoud oor sekere dinge? En ons as kerkraad is ook besorg oor sekere aspekte. Wat is die noodroep wat daar in ons harte moet wees? Ons moet ons verootmoedig teenoor God. Hy wat die uitkoms kan gee. Hy wat die ene is wat kan help. Maar hoe moes hy dit gedoen het? Hy moes sterk gestaan het in die woord van die Here. Met nuwe moed, met nuwe krag, met dapperheid op grond van die woord van die Here. Vers 7 wat sê: Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Hierdie goddelike versekering wat hy ontvang, dat hy, as hy binne daardie omstandighede leef wat God wil hê hy moet leef, sal God met hom wees soos wat hy met Moses was. God se belofte is nie daarom geïgnoreer te word nie. Dis juis tot aanmoediging, sodat daar handeling in ons lewe sal wees, dat ons sal optree soos wat God wil hê ons moet leef. Daardie versekering van hierdie goddelike hulp moet nooit beskou word as vernietiging nie. God wil ons nie vernietig daar in daardie Kanaans lewe nie, maar hy wil vir ons juis help in daardie omstandighede. Dit maak nie dat ons aanspreeklikheid onnodig is of weggegooi word en 'n poging is om met een kant te skuif en te sê, wel, God moet nou alles doen en ek sal niks doen nie. Wat het die Here gesê? Elke plek wat julle voetsool op sal trap. Plaas 'n verantwoordelikheid op ons. Plaas 'n verantwoordelikheid om in te gaan en te gaan doen wat die Here van ons vra. En wanneer ons dit doen, dan is 1 Korintiërs 15 vers 58 so mooi waarheid, waar hy vir ons sê dat ons altyd oorvloedig sal wees in die werk van die Here, die uitvoering van ons daaglikse pligte, en dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs sal wees, dat ons beloon sal word daarvoor. Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Tot wanneer toe gaan dit aangaan? Tot die dag wanneer Here ons kom haal. Het sy dit deur die dood of by sy wederkoms is, nê? Daardie wonderlike leiding deur God se woord. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. So daardie leiding deur die woord van die Here, om te handel binne die woord van die Here, om te doen wat die woord van die Here vir ons sê. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik vanweë die konings van Assirië of vanweë die hele menigte wat saam met hom is nie. Want by ons is meer as by hom. By hom is vleeslike arm, by daardie koning. Maar by ons is die Here ons God om ons te help en ons in die oorlog te help. Wat 'n wonderlike voorreg, wanneer ons soos Jehoskia op die Here kan vertrou. Wanneer ons die Here kan vashou, omdat daar meer by hom by ons is as wat by hierdie ou wêreld is. Daarom die woord van die Here gee vir ons verligting van die waarheid. Daarom kan ons sê dat die lamp van die Here, of die woord van die Here is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dit verlig die oop, Psalm 36 vers 10, want by U is 'n fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Nuwe lense wat by daardie operasietafel vir iemand gegee word. En as hy dan sy oë daarna oopmaak die volgende dag, wat sê hy? Ek sien beter. Is dit nie nodig dat ons nuwe lensoorplantings moet kry nie? Sodat ons beter mag sien en dieper insig in die woord van die Here mag kry. Hy voorsien vir ons leiding in ons besluitneming. Daarom is die woord van die Here betroubaar. Die werke van sy hande is trou en reg. Al sy bevele is betroubaar. Wanneer hy vir my 'n opdrag gee, wanneer hy vir my help en leiding gee in my besluite wat ek moet neem, sy woord is betroubaar. Daarom moet ons op die woord van die Here handel. Die woord van God rus ons toe. Dit gee vir ons die krag en die autoriteit. Het ek jou nie beveel? Wie staan agter dit? Agter hierdie bevel? Dink maar terug
baie van ons ouer garde, toe ons in die weermag was, daai korporaal, daardie sersant, daardie majoor, as hy vir ons 'n opdrag gegee het jy dit gedoen. Hoekom? Jy het die autoriteit agter jou gehad. Hy het gesê ek moet dit doen. Is dit nie waar? Liewe toehoorder, wie gee vir ons die autoriteit? God self. Hy staan agter sy woord. En daarom moet ons in sy autoriteit optree. Sy woord kom bekragtig vir ons. As hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hy bekragtig ons. Hy bekragtig ons deur sy Heilige Gees. Hy help vir ons om te leef in hierdie geloof, om te weerstaan die versoekings, om oor struikelinge te kom. Sy woord kom vorm ons karakter. Daarom moet daar 'n verlustiging in die woord van die Here wees. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uit nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Hierdie woordjie bepeins is om te mediteer, om dit te oordink, dat die woord van God inslag in my hart mag vind. En dan, die laaste, gehoorsaamheid. Want hierdie is vir my kosbaar. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, alles wat U ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen U ons stuur, sal ons gaan. Gehoorsaamheid op die woord van die Here. Ons sal doen wat U vir ons sê. Mag die Here ons help, mag hy ons in staat stel om hom te gehoorsaam. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na U luister. Mag die Here U God net met U wees soos hy met Moses gewees het. Here is ons bevelvoerder. Ons moet hom gehoorsaam. Verstaan nie wat God se doel is? Hy wil hê ons moet deurgaan. Ons moet die oorwinningslewe ingaan. Hierdie geloof kom op grond van God se belofte, sy woord wat hy vir ons gee. Hy gee vir ons die versekering van sy wonderlike teenwoordigheid. En daarom moedig hy ons aan om te sê dat ons moed moet hê, dat ons dapper sal wees, sal opstaan en sal handel. Hierdie handeling is op die leiding van God se woord. Hy gee die autoriteit, maar dat ons daarin sal verlustig en God sal gehoorsaam. Mag die Here ons in staat stel. Mag hy ons genade gee dat ons geloof gebaseer sal wees op die woord van die Here. Hy, die ene wat die autoriteit het, en ons volg in sy voetspore. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare woord. Dankie vir die diepte van U woord, vir die waarhede van U woord, en help vir ons om hierdie waarhede vas te maak in ons hart, sodat ons U sal gehoorsaam. Here, U het die autoriteit, want U gee vir ons die woord, en U is 'n waarmaker van U woord. En omdat U 'n waarmaker is, daarom kan ons U op U woord vat. U is betroubaar, U is getrou. Ag, soveel aspekte wat ons uit U woord vandag kan leer en toepas, en stel U vir ons in staat deur die wonderlike Heilige Gees, om nie net te sê nie, maar dat ons ook sal doen. Amen. Kom ons sluit af. Halleluja, 2:8-9, nader, steeds nader, na aan die sy. Kom ons, net ter wille van tyd, gaan ons net die eerste 2 verse staande saam sing. Vang die seën van die Here, gaan in sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.